Ek het meer as 'n jaar gelede 'n visioen gehad waarin ek gesien het hoe dit lig was en asof 'n skakelaar afgeskakel is, die lig afgeskakel is en donkerte oorneem. En ek het ook in die gees 2 demone hoor sê dat hulle missie suksesvol was daai tyd om chaos te saai. Met ander woorde, mense hulle weet nie meer wat is die waarheid en wat is 'n leeg nie. Dit was met 'n doel. En lank na die tyd, toe wonder ek by myself, waar is die gebedssoldate? Hoekom het niemand dit opgemerk nie? Want indien jy 'n geestelike persoon is, in die gees, en jy leef vir hom, behoort jy dit te kon opgetel het. Daai tyd het ek nog gevra, waar is die gebedssoldate, dat hulle nie weet, en teen die oorname van die plant van chaos kon bid nie. Dit kon teenwerk nie. Want enigiets is moontlik in Jahweh. Niks is vir hom onmoontlik om te doen nie. Nou, die donker neem die wêreld oor. Mense glo meer in die duiwelse werke en boosheid as wat hulle glo in Jahweh. My vraag is, waar is die mense wie met hulle monde sê hulle dien hom en tog dien hulle hom nie? Waar is hulle? Hoekom het mense nie? Hoekom lees mense nie meer hulle Bybel nie? Bestudeer nie die Bybel nie? Hoekom glo die mense enige nonsens wat in hulle ore gefluister word of selskap gesê word? Want deesdae is dit om dinge te bespreek, die mooi woordjie gebruik van sy verskynner. Want dis nooit goed wat bespreek word nie. Dis altyd ander mense se besighede. Besigheid nou bedoel nie van besigheid waar geld genereer nie, maar van persoonlike sake wat deur mense bespreek word, wat nie eers deel is van die mens oor wie hulle praat se lewe nie. Hoekom het die mense nie agtergekom die boosheid vermeerder nie? En hoekom bid hulle nie? En ek dink nou aan die swart nasies. Hulle is gou om vinger te wys na ander en sê, daai een bid nie, daai een bid nie, daai een bid nie, daai een is veronderstel om dit te doen en dat te doen en dat te doen. Maar wat doen hulle? Die swart mense is nasies wat sê hulle so diep in die gees. Maar tog bid hulle nie. Jy hoor hulle nie praat van die woord nie. Jy hoor hulle nie praat en sê ons moet bid nie. Of wat jy hoor wanneer hulle praat, is wanneer hulle ander mense se besigheid, hulle privaat besigheid, hulle doen en late bespreek. Pleks daarvan dat hulle die woord bespreek en besluit, kyk hierso, kom ons bid gou saam. Dit hoor jy nie. Jy hoor dit nie. Jy hoor dit nie. En een na die ander is Abba besig om boodskappe te gee aan mense. Mense wie hy uitgekies het om dit te kan doen. En die mense wat die boodskappe ontvang, nie almal is bedoel vir die publiek nie. Dit kan 'n persoonlike boodskap wees van die Vader aan die persoon self, wat moet let op dit of dat of dat of dat.
Maar dit lyk asof die mense se geloof taan. Hulle glo nie meer nie. Hulle glo in heksery. Hulle glo daaraan om vloeke oor ander te plaas deur geld te betaal. Maar om saam te staan, die woord te bespreek en saam te bid binne sy wil, dit gebeur nie meer nie. En dit is kommerwekkend. Dit is kommerwekkend. Nou is daar by die mees bekendste en wat ook al universiteite 'n vak wat genoem word Sangomanism. Hulle leer die jong mense op universiteit hoe om hekse te word, in Engels witches and wizards. Hoe om demone te manipuleer. Weet daai jong mense nie dat dit nie hulle is wat die demone manipuleer nie. Weet hulle nie, dit is die demone wat hulle manipuleer. Hulle dink dit is 'n lekker ding, dit gee prestige aan hulle om toorkunste te leer, om 'n klomp seanses uit te voer, om te mompel, om dwelms te vat om in 'n ander wat ook al in te gaan. Want dit is wat die hekse doen. Hulle sover ek verstaan, hulle neem dwelms in sodat hulle op 'n aanhalingstekens 'n trip kan gaan. En dan luister hulle na demone. En hulle dink hulle beheer die demone. Hulle wil weerligstrale uit die hemel laat neerkom om hulle vyande uit te verwoes. Hulle speel die dag wanneer daar van hulle gaan geëis word om te sê, kyk hierso, wat het jy gedoen? Hoekom het jy daai vak gevat? Jy het gedink jy manipuleer demone om te doen wat jy wil hê hulle moet doen. Intussentyd maak die demone jou glo dat jy kragtig is en dat jy magtig is. Intussen is dit die demone wat dit is. Hulle gebruik jou net. Jy's 'n marionet wat aan stringetjies vasgemaak is aan die demone om hulle willetjies uit te voer. Om vloeke op ander mense se lewens te plaas. Weet die jong mense nie dat wanneer jy 'n bloedgewaste kind van Jahweh is, maak nie saak hoeveel vloeke die bose mense na jou toe stuur nie. Hy is in beheer. Jahweh is in beheer. En hy beskerm sy kinders. Geen onheil sal naby hulle tent te kom nie. Psalm 91. Sy kinders skuil onder sy vlerke. Die jong mense dink so goed dat hulle in beheer is van baie dinge. Eintlik is hulle nie. En dis jammer. Want hulle siele is op pad verderf toe. Hulle siele is op pad verderf toe. Kom ons bid dat Vader die jong mense se harte, hulle oë, hulle gedagtes moet oopmaak, hulle ore, sodat hulle sal terugkeer na Jahweh, die wat afgedwaal het. En die wat Jahweh nie ken nie, dat hulle hom sal ontmoet. En dat hulle lewens 'n omswaai het. Papa wil nie hê enige siel moet verlore gaan nie.
Wees geseën.